Goeiemôre broeders en susters en kinders. Enkele afkondigings vanoggend voor die erediens. Die eerste een is ons kollektes tydens die diens is vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die kerkkas vandag. Dan die kollektes volgende Sondag by die deure sal gaan vir die kerklike tydskrifte. Dit is dan die Kerkblad, die Slingervel en Kruispad. Dan nagmaalviering vanoggend. Daar is 'n paar besoekers vanoggend hier in ons midde en ons wil hulle ook dan wat by die kerkraad ook aansoek gedoen het, uitnooi om saam met ons nagmaal te vier. So ons is dankbaar om hulle ook vanoggend in ons midde te kan hê. Dan die laaste afkondiging voor die diens. Ons wil vanoggend ons meegevoel betuig met Suster Sharon Du Plessis en haar familie met die afsterwe van Suster Joey van Aarde. Baie van ons ken vir Suster Joey ook. Sy was vir baie jare lidmaat van hierdie gemeente voordat hulle verhuis het. Haar begrafnis is DV môreoggend uit die Gereformeerde Kerk Pretoria Wonderboom Suid. Die erediens daar begin om 11:30 en die ter aarde bestelling is om 10:00 by Heverdale begraafplaas. Ek wil vra dat ons 'n oomblik opstaan om ons meelewing met Suster Sharon en haar familie te betuig. Baie dankie. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 84. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. Ons staan vir die sing daarvan, Psalm 84ste eerste en derde vers, waarna ons bly staan om ons geloof saam te bely.
die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In Psalm 51 sing ons saam vanoggend: U eis is waarheid in my binneste, Heer, en ek is tot my wesensgrond toe skuldig. Daal af in my verborge dieptes en leer my daar u wysheid diep en menigvuldig. Vanoggend dan in antwoord op die wet van die Here gaan ons daardie woorde van Psalm 51 ook saam sing, en vir die van u wat dit nie weet nie, dit is 'n Psalm wat geskryf is in skuldbelydenis, in sondebelydenis deur Dawid, nadat die profeet Nathan hom gewys het op die sonde wat hy gepleeg het, toe hy Batseba vir hom as vrou geneem het deur haar man te vermoor. En dis dan juis waar Dawid hierdie Psalm toe geskryf het, en dis juis hoekom ons dit ook vanoggend ook sing, dat elkeen van ons besef, maar ek is die mens wat skuldig staan voor God. Kom ons luister saam vanaf vers 1, Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord hierop met Psalm 51 vers 3 en 8.
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Ja, dit is lewende, heilige offers wat U vra. Elke een van ons se lewens. En juist daarom, wanneer ons na U wet luister en na U woorde luister, dan tref dit ons keer op keer dat die offers wat ons bring nooit goed genoeg is nie. Want ons is sondaar mense. En juist daarom is dit met dankbaarheid dat ons vanoggend weer as 'n gemeente hier saam kan wees en nagmaal kan vier, om elke een van ons opnuut te herinner aan die offer van ons Here Jesus Christus. Hy wat in ons plek 'n lewende en heilige offer was, aan die kruis op Golgotha, sodat ons ook voor U kan lewe. Daarom dank ons U vir hierdie Sondagmôre waarop ons nagmaal vier en na U woord luister. En ons gebed is dat U die evangelieverkondiging sal gebruik en die sakrament van die nagmaal sal gebruik om ons elkeen ook terug te roep na U toe. Dat ons ook ons lewe as 'n dankoffer aan U sal toewy. Ons vra dit nie net vir onsself nie, maar ons bid vandag in besonder ook vir die kerk oor die wêreld heen versprei, ons broers en susters in die geloof. Ons vra Here dat U elke een van ons ook deur die verkondiging van die woord en die sakramente in die geloof sal laat volhard. Ja, sterk ons voet, ons bou U kerk op. Dan wil ons vandag in besonder ook bid vir hulle in ons eie gemeente, vir wie dit moeilik is om hier te wees, vir wie dit baie keer ook onmoontlik is om saam met ons meer in die eredienste te vergader, saam met ons nagmaal te vier. Ons dink aan hulle wat siek is en hulle wat weens ouderdom verhinder word. Ons dra hulle elkeen aan U troue Vader sorg op. Ons bid ook in besonder vir elke een wat in die afgelope tyd ook geliefdes aan die dood afgestaan het. Troos ons met die woorde van ons Here Jesus Christus, dat elkeen wat in Hom geglo het, sal lewe al het hulle ook gesterwe. Ons vra dit want almal van ons bely vandag ons afhanklikheid van U en erken dat ons alleen hierdie gebed na U toe kan bring deur ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Jesaja hoofstuk 44, ons luister daarvan vanaf vers 6. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige, ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Wie soos ek is, laat hom dit sê. Laat hom sy saak stel en dit aan my voorlê. Laat hom 'n verklaring gee van wat gebeur het, van dat ek my volk lank gelede gemaak het, en ook van wat sal gebeur
Laat hy vertel van die dinge wat kom. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Het ek dit nie van lankal af aan julle verkondig, dit vir julle gesê nie? Julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Daar's geen ander rots nie. Ek weet van geen een nie. Die wat afgodsbeelde maak, is self almal niks. Die dierbare gode van hulle kan hulle nie help nie. Die wat vir hulle moet getuig, kan nie sien nie, kan nie verstaan nie. Die wat sulke gode het, word teleurgestel. Wie maak nou 'n God? Giet 'n beeld wat nie kan help nie? Almal wat so 'n God aanhang, word teleurgestel. Dit is gode wat deur mense gemaak is. Wanneer die wat hulle aanhang bymekaar kom vir 'n beslissing, staan hulle verbuister en verleë. Die ystersmid vat 'n stuk gereedskap en werkskaf in die gloeiende kole. Met hamers vorm hy die beeld, met sy gespierde arm maak hy die beeld. Die smid eet nie en word swak. Hy drink nie water nie en raak uitgeput. Die ambagsman wat hout gebruik, meet van sy maatlyn en merk die beeld se buitelyne af. Hy bewerk hom met buitels en trek sy mate met 'n passer af. Hy maak hom in die vorm van 'n mens, 'n pragtige mens wat in 'n huis moet woon. Die ambagsman kap vir hom seders af en hy kies sipresse of eike en laat hulle groot word in die bos, of hy plant 'n laurierboom en die reën laat dit groot word. Dit dien as vuurmaakhout vir die mens. Iemand vat daarvan en maak hom warm, of hy maak 'n vuur om brood te bak, of hy maak 'n god en aanbid dit. Hy maak 'n beeld en buig daarvoor. 'n Deel van die hout verbrand hy maak kos daarmee gaar, hy braai vleis en hy eet tot hy genoeg het. Hy maak hom ook warm en sê, dis lekker, ek is warm, ek geniet die vuur. Van die hout wat oorbly, maak hy 'n god, 'n beeld. Hy buig voor hom en aanbid hom. Hy bid tot hom en sê, red my, want jy is my God. Sulke mense weet nie wat hulle doen nie. Hulle het nie insig nie. Hulle oë is toegepluister, hulle sien niks dring tot hulle verstand deur nie. Hulle kom nie tot besinning nie. Hulle het te min kennis en verstand om te sê, 'n gedeelte van die hout het ek verbrand, ek het op die kole kos gaar gemaak, ek het vleis gebraai en geëet. Nou moet ek van wat oor is 'n afskuwelike afgods maak, moet ek voor 'n stuk hout buig? Iemand wat hom met as besig hou, laat hom mislei deur sy eie verdraaide opvattings. Hy kan homself nie red nie. Hy vra homself nie af, is dit nie 'n leuen waarmee ek my besig hou nie? Dink hier aan Jakob, dink hier aan Israel, want jy is my dienaar. Ek het jou gemaak, jy is my dienaar. Ek sal jou nie verlaat nie, Israel. Ek het jou oortredinge, jou sondes uitgewis. Hulle het verdwyn soos wolke, soos misvolke. Kom terug na my toe, want ek het jou verlos. Juig hemel oor wat die Here gedoen het. Jubel dieptes van die aarde, wees bly en juig, berge en bosse, want die Here het vir Jakob, vir Israel verlos. Die Here het sy mag laat blyk. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Kom ons sing in aansluiting daarby ook 'n gedeelte wat deel is van ons nagmaalsformulier, en dit is Psalm 103, hier waar hy sê, juig hemel oor wat die Here gedoen het, want die Here het vir Jakob en vir Israel verlos, die Here het sy mag laat blyk. Kom ons sing dit ook dan nou so saam, loof o my siel en alles wat in my is, loof die Heer in wie ek van harte bly is. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplek kan inneem.
kom terug na my toe. Hoeveel keer, broeders en susters, hoor 'n mens nie hierdie woorde in die Bybel nie? Kom terug na my toe. God wat elke keer moet sy volk oproep tot bekering. Elke keer wat hulle afdwaal weer moet terugkom en kom sê, kom terug na my toe. En dit is interessant as mens daaroor dink. Want in hierdie teksgedeelte sê die Here dit ook, hy is altyd daar. Maar dis die volk, die mens, jy en ek wat altyd ander planne wil maak. Dis ook die boodskap vanoggend as ons die nagmaal gaan vier. Die woorde wat ons moet hoor in ons gedagtes, God wat vir jou en vir my sê, kom terug na my toe. En dalk mag ons hier sit en dink, maar ons is mos hier. Ons het mos vanoggend kerk toe gekom. Ek is elke Sondag hier, ek is my hele lewe nog getrou aan die Here. Ek was nog nooit weg van hom gewees nie. Maar dit is baie interessant as 'n mens daaroor gaan nadink. Johannes Calvin het in sy verklaring van hierdie woorde van Jesaja 44, kom terug na my toe, het hy gesê dat ons almal, alle mense dra hierdie stukkie wat hy noem malheid in ons rond, waarvan ons nooit ontslaa raak nie, wat telkens weer terugkom as God ons nie deur sy Gees terugroep na hom toe en terugbring na hom toe nie. Watter malheid waarvan hy praat? Hy sê dis daardie geneigtheid om soos 'n afgodsdienaar te gaan maak. En wat doen 'n afgodsdienaar? Dit word so pragtig in hierdie gedeelte vir ons verduidelik. Wat doen 'n afgodsdienaar? Dis iemand wat vir homself 'n god gaan skep. Wat na goeders kyk en vir homself daaruit 'n god wil maak. En dan vergeet hy wie regtig alles geskape het, wie alles gemaak het. En ja, daar's 'n rede daarvoor, want hulle het die behoefte om 'n beter lewe te hê, om uitkomste te kry. Waarom? Want hulle kyk nie verby die wêreld waarin ons leef nie. En dit gebeur so vinnig dat jy jou hoop of iets of op iemand anders kan gaan stel en dink as hulle tog net daar kan wees of as hy net daar kan wees of as dit net so kan wees, dan gaan dinge in my lewe beter wees. Dink vir 'n paar oomblikke, wat is die afgode wat ons vir onsself kan maak? Kom ons gaan terug na die bekendste een van hulle toe. God gee homself sy naam en dis Mammon. En watter mens lê nie dalk een of ander tyd wakker oor finansies nie en is bekommerd daaroor en dink wat gaan gebeur nie. En dan waar kry ek my uitkoms? Dan dink mense maklik, maar dalk moet ek harder werk en dalk is die oplossing harder werk. Dalk is die oplossing meer ure, meer dae, meer tyd. Dan skep jy vir jouself 'n afgod. Dink vir 'n paar oomblikke aan mense wat ernstig siek is, wat van die een dokter na die ander dokter toe hardloop, want jy hoop een van hulle sal jou kan help. En dan selfs mense wat van die een dominee en die een pastoor na die ander toe gaan, want as hierdie man net vir my kan bid, sal dit dalk beter gaan. Waarin stel jy jou hoop? Dan kom 'n mens terug by ons geloofslewe, by ons kerklike lewe. Ons almal ken daardie trou, doop, begrawe, miskien nog nagmaal
wat by baie mense leef vandag. Dis al wanneer hulle naby 'n kerk sal kom. Maar ons glo in die Here. Ons hoop is in die Here. Sien broers en susters, die oproep van God om terug te keer na hom toe is vir almal relevant en bly relevant. Want ons het almal daardie ingebore sonde om in ons gedagtes minder van God te dink, al glo ons in God. Daardie ingebore deel van sondigheid om baie keer van God te vergeet en ons so blind te staar in dit wat nou rondom ons gebeur. En nie altyd te erken en altyd te bely en God te aanbid vir wie hy werklik is nie. Ons dink nie altyd so baie daaraan soos wat ons moet nie, aan die mag van die Here. Ons dink nie altyd so baie daaraan soos ons moet aan die genade van die Here nie. Of aan die liefde van die Here nie. Ons gedagtes word maklik afgelei weg van God af en vasgevang in dit wat hier en nou in die wêreld aan die gebeur is. En daarom moet God altyd na ons toe kom en sê, kom terug na my toe. Want so sê die Here self, ek het jou verlos. En dis juist wat ons ook moet hoor vanoggend. God is uniek, want net God kan ons verlos. Dis die boodskap van Jesaja 44. Dis die boodskap van die nagmaal. Net God kan jou verlos. Net God kan ons help. Ons gedagtes moet losgemaak word van die valsheid van ons verbeelding. Gerig word op die hemele waar God is. En ons gedagtes moet op God gerig bly. Die Here, die Almagtige, die Koning, ons Verlosser. Wat heeltemal anders is as enige iets wat ons kan dink. Dink aan Jesus Christus, ons koning, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Ons verlosser, wat sy goedheid en sy liefde aan ons bewys het aan 'n kruis op Golgotha. Teenoor God is daar niks. Inteendeel, wie iets anders dien, maak afgode en wie afgode dien is besig om hulle self te bluf, is besig om hulle self net teleur te stel. Dink 'n bietjie logies daaraan. Hoe kan jy iets wat jy self gemaak het jou help? Is dit moontlik? Hoe kan iets wat jy gemaak het jou help? Was ook so vir die Jode gewees aan wie Jesaja geskryf het, onthou wie hulle was. Hulle was die mense wat in ballingskap weggevoer was. Hulle was die spot van die Babiloniërs. Wat vir hulle elke dag gevra het, maar waar is julle gode? Hoekom help julle God julle nie? Hulle omstandighede was beroerd, hulle was in ballingskap. Hoekom het hulle lewe so gelyk? Wat help dit hulle? Dalk het jy ook al so gevoel. Maar vir Israel was die vraag belangrik, want waar moes hulle oplossing vind? Vir die Babiloniërs was dit eenvoudig, kom dien ons gode, hierdie beelde wat ons maak vir julle ook een. Dan gaan dit beter gaan met julle. Dan gaan julle ook so sterk word soos ons, so goed word soos ons, so ryk word soos ons, so gesond wees soos ons. Nou kom die Here, dan wys hy vir hulle, wat doen hulle as hulle so redeneer? Hy sê dit eintlik mooi, hoe kan iemand met een en dieselfde boomstomp vuur maak om vleis te braai en homself warm te hou en kos gaar te maak, en dan van die res van die stomp vir homself 'n god gaan maak? Dis tog onmoontlik dat daardie God iets kan beteken. Inteendeel sê die Here, so 'n mens is blind, sonder insig, is onverstandig. Hulle besef nie
dat hulle vir hulle self alleen skep nie. Want andersom kan dit nie werk nie. Andersom is daar nie vir jou hoop nie. Die enigste skepper, die enigste maker, hy die pottebakker, jy die klei. Selfs die een wat daardie boom laat groei het met die reën wat hy gestuur het. Daarom, geliefdes, moet ons altyd terugkom na die Here toe. En besef, maak nie saak hoe donker ons lewe mag lyk of voel nie, ons verlossing is by God alleen te vind. En dis juist die genade van die Here. Hy het genademiddele vir ons gegee om ons terug te bring na hom toe. Waarvan praat ek? Die woordverkondiging en die bediening van die sakramente. Dis hoekom Jesaja skryf, dink 'n bietjie hieraan. Dink aan wie God is. Kom terug na dit wat jy weet, terug na die waarheid van die evangelie toe. Daarom het ons elke Sondag eredienste, oggend en aand. Daarom het ons kwartaalliks nagmaalsvieringe. Daarom is die doop as sakrament ingestel. Deur die woordbediening, deur die sakramente wil God ons terugbring na hom toe, by ons verlosser en ons koning. Soos hy dit sê ook in Jesaja 44, ek het jou gemaak, jy is myne, jy is my dienaar. Hoor ons wat daarin staan, dis God wat vir ons sê, ek is jou Vader, die skepper van hemel en aarde. Ek het jou gemaak. Ek ken jou, ek weet wat met jou gebeur, ek weet wat in jou lewe aan die gang is. En dan die pragtige woorde, ek sal jou nooit verlaat nie. God die Heilige Gees, wat vir ons die belofte gee dat hy ons verlossing deel maak van ons lewens, dat hy ons sal leer, dat hy ons sal lei, dat hy ons sal krag gee om staande te bly in hierdie wêreld. En dan daardie woorde waarmee Jesaja ook afsluit, ek wat jou oortredinge, jou sondes uitgewis het, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. God die Seun wat ons elkeen verseker van ons verlossing. En dis wat ons vandag ook moet raak sien. Ons moenie vaskyk in die wêreld rondom nie. Ons moenie soos Israel van ouds wonder en vra waar is God nie. Ons moenie gaan plannetjies maak om vir onsself 'n beter lewe te probeer skep nie. Al wat ons moet doen is ons moet terugkom na God toe. Want hy is ons verlosser. En dan sal ons soos Jesaja ook in hierdie gedeelte afeindig met die woorde, juig hemel oor wat die Here gedoen het. Jubel dieptes van die aarde, wees bly en juig berge en bosse, want die Here het vir Jakob, vir Israel verlos. Die Here het sy mag laat blyk. Dan sal ons ook sê, die Here het ons verlos. Die Here het in ons lewens sy mag laat blyk. Kom terug na hom toe. Amen. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Geliefdes in die Here, kom ons luister vanoggend na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit aan ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis.
Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dan reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat dan hierdie 3 hoofpunte. Eerstens, ons moet nadink oor ons sondes en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkomme geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte